Vir hier wees, dit is kosbaar om saam met jou kerk te hou. En my gebed is dat jy saam met my God se stem hoor as hy vanoggend met ons praat. Geliefdes, ons begin vanoggend met lied 175. Ons sing dit as ons toetrede lied om ons harte rustig te maak in God se teenwoordigheid. Daarna gaan ek jou groet met God se seën en dan antwoord ons met twee liedere, lied 450 wat as ons belydenis dien vanoggend en lied 164 wat as ons lofsang dien. Kom ons sing lied 175. Die hemelruim verkondig die eer van God. Die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Here, laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees. Here, my rots en my verlosser. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Amen.
Here, dan bid ek vir U as ons vanoggend U woord hoor, en ons hoor van Paulus wat eers iets anderster was, anders gedink het en anders gedoen het, en toe U genade raak gesien het, en toe besluit het om anders te leef. Ja, toe besluit het dat alles behalwe U waardeloos is, en hy dit voluit met sy menswees tot in sy dood geleef het. Sien ons met oë wat U genade soek. Sien ons met lewens wat ons kan inrig sodat ons vir ander kan wys dat U ook vir ons die kosbaarste is. Dat niks anders eintlik saak maak nie. En dat dit ons begeerte is om so te leef dat ander een ons kan sien. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons iets daarvan verdien nie. Ons bid dit net omdat U ons God is en ons elke dag oortuig word van die liefde. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vanoggend vir jou 'n gedeelte lees van Paulus wat vir ons vertel van die dinge in sy lewe waaroor hy gedink het hy kon roem. En nadat hy met God 'n pad stap en hy verander sy naam van Saulus na Paulus, kom hy op 'n punt met sy lewe waar hy besef dat niks anderster eintlik waarde het nie, behalwe sy verhouding met God. Niks anderster eintlik saak maak, behalwe sy verhouding met God. Dit beteken nie dat hy nie 'n lewe het nie. Dit beteken nie dat hy nie foute gemaak het. Dit beteken ook nie dat hy nie dinge gedoen het wat sommer net in hierdie lewe deel van die lewe is en hy dit voluit gedoen het. Dit beteken net dat sy fokus eerste op God is. Dat hy, wanneer hy lewe, begin by God. Ek gaan vanoggend 'n paar keer vir jou dit vra. Waar begin jy leef? Waar begin jy doen? Waar is dit waar daardie bron van jou menswees vandaan kom? Want weet jy wat, dit kan so maklik op 'n ander plek wees. Ek gaan net 'n voorbeeld of twee gebruik. As ek en jy bekommerd is oor dinge, dan kan dit so maklik wees dat ons uit daardie bekommernis uit begin leef en dat daardie bekommernis eintlik alles is waaroor ons dink. Miskien is dit oorvloed. As ons oorvloed beleef, dan kan dit so maklik gebeur dat daardie oorvloed iets raak wat ek net teen vaskyk en dit daardie iets is wat my menswees so bepaal dat dit net dit is wat ek leef. Paulus vra van ons iets. Hy vra 'n denkproses. Hy vra 'n deel van ons hart wat vra, as ek en jy vandag huis toe gaan, kan ons op 'n punt kom om te sê, niks het vir my soveel waarde soos my verhouding met die lewende God. Die ander dinge is daar, die ander dinge beleef ek en waardeer ek en geniet ek. Maar hierdie is my begin. Ek lees dit vir jou. Tog sou ek, en uit die aard van die saak is dit Paulus wat hier praat, tog sou ek ook op uiterlinge dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte af 'n Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar eers vir my 'n bate was
beskou ek nou as waardeloos terwille van Jesus Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek wil vir jou vers 10 en 11 herhaal. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. En hierdie verwagting, dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. Tot sover wil ek vir jou lees. Mag God nou vir jou vrede in jou hart gee. En as ek en jy sy woord hoor, mag ons bevoorreg voel om dit saam te kan ervaar, maar om ook sy sagte teenwoordigheid in ons lewens te kan ervaar. Vanoggend 'n moeilike vraag. 'n Moeilike vraag wat ons eintlik dink 'n maklike vraag is. 'n Moeilike vraag want as ons hieroor moet begin dink, dan vra dit so 'n bietjie 'n stuk selfeerlikheid. Dis vir ons as mense baie keer baie maklik om so 'n bietjie grense en mure rondom ons te bou. En op daardie mure kan ons 'n klomp maskers gaan plak en ons kan 'n klomp dinge gaan doen en 'n klomp prentjies gaan teken by wyse van spreuke. En dan kan ons vir mense sê, dis eintlik wie ons is, maar ons is nie eintlik dit nie. Vanoggend vra ek vir jou om so 'n bietjie agter daai muur in jou eie hart en in jou eie menswees te gaan staan. Wie is jy, geliefdes? Paulus, hy sê, as jy terugkyk in my lewe, kan jy eintlik nie fout kry nie. Hy sê, al het ek foute gemaak, ek het al die regte dinge ook gedoen, en as daar iemand is wat eintlik so 'n bietjie kan roem oor dit wat hy is en dit wat hy gedoen het, dan is dit ek. Ja, en dan noem hy 'n klomp moeilike, belangrike goeders wat hy in sy lewe gedoen het. Goeie goed, wat hy in die konteks van sy ervaring ervaar het. Hy het die wet van Moses onderhou. Hy was 'n Hebreër. Hy selfs toe dit van hom verwag word, die kerk vervolg en gedoen wat hy moes, want hy het gedink dit is reg. Ja, hy vertel so 'n bietjie vir ons van sy CV. Amper soos as ons by mekaar is en ons wil so 'n bietjie oor onsself of oor ons kinders of oor ander mense spog. Ons wil vir mense vertel dat ons waarde het. Hy sê, ek het dit alles. Maar sê hy, ek het agtergekom dat dit nie eintlik waardevol was nie. Hy sê, ek het dit alles gedoen en ek was dit alles. Ek was hierdie belangrike groot figuur. Maar eintlik was ek niks. Ek dink partykeer, dan wil ons belangrik wees, en ons wil status hê, en ons wil goed wees. Maar dan kom ons partykeer met onsself, en dan is ons op plekke in ons eie lewens waar ons eintlik dit maar agterkom. Eintlik is hierdie maar net 'n fasade. Hierdie is maar net 'n wys, want as ek mooi in my hart gaan dink en eerlik dink, dan voel ek eintlik maar
soos niks. Paulus weet waarvan hy praat. En dan sê hy twee goed. Hy sê, God het jou lief, net soos jy is. En onthou nou, ons kan nie vir God hierdie mure of hierdie plakate of hierdie prentjies wys nie. God sê, hy het jou lief soos wat jy is. Dis op daardie stadium wat ek en jy eintlik niks voel nie, sê God, hy het jou lief soos jy is. En dis genade en jy en ek kan niks daarmee te doen nie. En dan sê Paulus, ons dink partykeer ons is besig met belangrike goed. Maar die vraag is dit belangrik? Toevallig is die Eysterman kompetisie vanoggend besig daar in Durban en ek volg dit nogal, nie omdat ek dit ooit sal kan doen nie, maar net omdat dit vir my interessant is. En daardie persone begin daardie kompetisie. Dis 4 kilometer se swem, 180 kilometer se fietsry en dan 42 kilometer se hardloop. As jy daardie kompetisie begin, dink ek, dan kan jy nie dink dat jy dit al klaar gemaak het nie. Want daar lê 'n paar ure voor van sweet en swaar. Dit verg 'n klomp oefen en 'n klomp deursettingsvermoë. Maar wat jy kan doen, jy kan slag vir slag swem, tree vir tree hardloop, trap vir trap. En dan kan jy net fokus. Jy kan fokus op die oomblik, met die wete hier agter jou kop, dat jy met elke een van hierdie slae, of met hierdie tree, of met hierdie trappe, op pad is om iewers uit te kom. Op hierdie pad, kan ek jou waarborg, gaan jy 'n paar keer nie lekker voel. Op hierdie pad, kan ek jou waarborg, gaan daar 'n paar keer wees, wat jy wil tou opgooi en moedeloos word, maak nie saak, hoe fiks is jy nie. Maar wat vra dit? Dit vra dat jy tree vir tree trap, omdat jy gefokus is op 'n eindpunt, omdat jy weet waarheen jy op pad is, en jy gaan dit doen. Hoe lyk jou pad, geliefdes? Ek het net vir jou gevra, wie is jy? En ek het nou gepraat oor hierdie kompetisie wat toewyding en ywer soek, wat vasbyt vra, wat 'n fokus soek vorentoe. En dan vra ek vanoggend vir jou, hoe lyk jou pad? Want elke een van ons, soos wat ons hier sit, of ons nou klein is, en of ons groot is, en of ons oud is, en of ons jonk is, waartoe is jy met jouself op pad? Wat leer ons kinders? Waar moet hulle heen op pad wees? Wat leer ons kinders? Wat moet vir hulle belangrik wees? Wat leer ons kinders? Wat moet vir hulle sin gee in hierdie lewe? Daar is van daardie atlete wat vanoggend daar begin het, wat sekerlik al klaar nie meer kan nie. Miskien nie omdat hulle nie hard genoeg gewerk het of hard genoeg probeer het nie, maar vir 'n klomp ander redes, van baie keer op hierdie pad en in hierdie besig wees en in hierdie proses, dan kry ons seer. Dan word ons gesê dat ons eintlik nie goed genoeg is nie. Dan word ons eintlik gesê dat ons niks is nie. Dis wat in ons wêreld gebeur. As ek vanoggend vir jou moet vra, wie is die magtigste mense in die wêreld? As ek vanoggend vir jou moet vra, sommer al ken jy nou nie groot mense nie, net in jou eie lewe, wie sien jy as die mense wat magtig is en sterk is en groot is? Dan sê die wêreld en die evangelie anders.
Die wêreld sê, as jy groot is in jouself, dan is jy magtig. God sê, as jy groot is in genade, as dit alles wat jy van lewe, as dit alles wat jy eintlik soek in jou lewe, as jy so teen aan God lewe elke dag en jy nie meer sonder hom kan nie, dan is dit eintlik goed. Vanoggend wil ek vir jou sê, die wêreld en sy goed kan nooit vir jou vrede gee. Die wêreld en sy goed sal jou nooit in jou lewe tevrede maak nie. Jy sal nie vinnig genoeg kan nie. Jy sal nie groot genoeg kan nie. Jy sal nie ver genoeg kan nie, want die hele tyd is die wenstreep besig om te skuif in die wêreld. Maar by God daar waar jy net kan wees, daar waar jy is, omdat hy jou gemaak het om te wees, daar kan jy vrede hê. Daar kan jy die stof van jou voete gaan afskud en gaan rus. Paulus, geliefdes, praat hier oor twee maniere van soek. En as jy op 'n manier soek, gaan jy iets kry wat jy soek. En hy vra vir ons, wat soek ons in ons lewe? Waar soek ons vrede? Waar soek ons sin? Waar soek ons om iets te wees? Hy antwoord, ek beskou alles as waardeloos. Want in Christus Jesus my Here, as ek hom ken, oortref dit alles in waarde. Moet asseblief nie vanoggend hoor dat ek vir jou sê dat ons nie moet hard werk en moet doen nie. Moet asseblief nie vanoggend hoor dat ek vir jou sê jy kan nou maar by jou huis gaan sit en gaan wag en gaan hoop dat al die genade en vrede in jou skoot val nie. Onthou, ons het vir mekaar gesê ons is geroep. Ons het vir mekaar gesê ons is gestuur en dit is werkwoorde waarvan ons praat. Maar die vraag is, waar begin dit? Die vraag is, of dit nog by God begin en die dinge wat vir God kosbaar is, begin. Daar is soveel voorbeelde wat ons kan noem, geliefdes. Want waarop fokus ons? En wat sê Paulus van sy lewe? Hy sê, al wat ek wens, en ek en jy wens baie nie. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Om die krag van sy opstanding te ondervind, en om deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, en hierdie verwagting, dat ek self uit die dood sal lewend word en saam met hom sal lewe. Ek wil vir jou vra vanoggend, oor 10 jaar, as ons gespaar bly, waar gaan jy met jou lewe wil wees? En nou klink dit na 'n vraagie wat ek net vir hierdie klomp mooi jong mense vra. Maar ek vra jou, as jy oor 10 jaar terugkyk na jou lewe, wat gaan jy wil sien? Wat gaan jy vir jou kinders vertel? Wat wil jy by hulle sien? Wat gaan jy soek in jou lewe? Soek jy vrede? Soek jy tevrede? Soek jy genoeg? Paulus sê, net om tevrede te hê, kan ons net by God kry. Om Christus te ken, hierdie vra nie net om elke aand my Bybel oop te maak en te lees nie. Hierdie vra om
God se wil in my lewe te soek. Hierdie vra om God se stem in my lewe te hoor. Hierdie vra dat ons kinders sal grootmaak, sal wys hoe ons leef as ons sê, as dit die Here se wil is. Hierdie vra dat ek en jy genade sal wys soos hy dit wys. Dat ek en jy sal vergewe soos wat hy vergewe. Dit vra dat ons saam met God leef. Efesiërs 1 vers 19 en 20 sê, hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige uitwerking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Jesus Christus uit die dood opgewek. Dis die krag van God. Hy maak elke dag nuut. Hy gee elke dag. Die kans dat ek en jy vanoggend hier sit en mekaar kan beleef, God gegewe. En dis hierdie God wat sê, ek is by jou. Dis nie vir ons lekker om swaar te kry nie. Dis vir ons so sleg om swaar te kry dat ons partykeer dink, dit is God wat ons straf omdat ons verkeerd gedoen het. En ek en jy weet, dit is nie die waarheid nie. God sê, niks sal jou van my liefde skei. God sê, daar is nie iets op hierdie aarde groot genoeg, wat sy genade en sy liefde kan oortref nie. God sê, alles wat ons ervaar, sal hy vir ons die krag gee om te kan oorleef. Ek en jy, ons moet dit net vat. Ons moet dit net wees. Paulus sluit af. Hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het of my doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Jesus Christus my reeds syne gemaak het. Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van dit wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is. Geliefde, alles wat jou terughou om vrede te hê, gooi dit af. Alles wat vanoggend in jou pad staan om God te ervaar, vat dit weg. Ek praat van jou denke, ek praat van jou menswees, ek praat van alles. Alles wat jou te swaar maak om te fokus. Want dan dink ons miskien te veel daaraan en ons fokus nie op God nie. Ek en jy is tot alles in staat. Ek en jy kan alles by God. Toe ek hierdie boodskap begin het, het ek vir jou gevra oor hoe jy oor jouself dink. Ek sluit af. Dink jy nog jy kan? Dink jy nog dit is vir jou moontlik om te kan saam met God? Ek hoop Paulus het my en jou vandag oortuig. Ek sluit af met 'n paar woorde van Dawid in Psalm 63. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U.
Ek smag na U soos 'n dorre, 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en U grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, en daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor U pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Mag God jou vandag seën met sy teenwoordigheid. Mag God jou vandag seën met sy vrede. Mag God ons vandag seën met harte wat weer wil. Want ons weet ons kan. Want God gaan ons laat kan. Amen. Kom met ons saam. Here, as U ons stuur, U roep ons, of is dit net om ons eie lewens te leef, seën ons in hierdie dag en elke dag vorentoe, om alles wat ons kan nodig hê, om alles wat ons kan vra, by U te gaan vra, sodat ons een ding kan regkry, dat ons vrede kan voel. Mag ons soos Paulus vanoggend bely, niks is eintlik vir ons waarde nie. Alles is eintlik waardeloos, behalwe U. Seën ons met daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus se naam. Amen. Dit ons sluit af met die 504, die eerste, die derde en die 5de strofe, en dan gaan ek jou groet met God se seën, en dan sluit ons dit ons erediens vanoggend met die Amen gebed af. Sing saam met my die 504. Amen.
Die Here ons God gaan elkeen van julle seën en die Here ons God gaan elkeen van julle beskerm. Die Here ons God gaan tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God gaan elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God gaan elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God gaan vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.